Allee, goeiemôre almal, goeiemôre kerkgemeenskap. Ek hoop dit gaan goed met jou. Ek hoop jy het 'n geseënde tyd gehad en 'n geseënde naweek gehad. Soos jy seker agtergekom het, ons saai nie uit op Saterdag nie, ook nie op Sondag nie, maar dan weer van Maandag tot Vrydag gaan daar elke dag 'n gedeelte uitgaan. Ons is besig met Efesiërs, spesifiek Efesiërs 5. As jy kan onthou, as jy nog nie die vorige video's gekyk het nie, gaan kyk dit dalk. Die eerste een, so lekker mannetjie wat staan in boks en dan vra die vraag, watter tipe man is jy? Nou asseblief, dis nie net vir die mans nie, dis vir die vrouens ook. En dan die volgende een is plak dit teen jou yskas op, dis die tweede video. Vandag is die derde een. So as jy nog nie die voriges gekyk het, jy gaan kyk op die kanaal. Onthou asseblief om te subscribe en hierdie video te deel. Dis nogals belangrik. Hierdie is uit en uit net om die woord van die Here daar uit te kry en om mense toe te rus, en dit is alles tot eer van die Here. My naam is Wouter, ek is 'n predikant in een van die 3 susterskerke. So ek sê ek lewe hier in Touwtee, ek is getroud, ek het 3 kindertjies en is lekker by die see. Dis al wat ek kan sê op hierdie stadium van die wedstryd. Okay, cool. So ons gaan aangaan met Efesiërs en ons het verlede week, nou dit was verlede week, het ons net so 'n bietjie begin konteks kry oor wat hierdie teksgedeelte is in Efesiërs, die opbou tot Efesiërs 5. Wat baie belangrik is om te verstaan in Efesiërs, en hierdie hele ding is bedoel as 'n Bybelstudie, hierdie hele video is bedoel as 'n Bybelstudie, wat jy en jou meisie, of jy en jou vrou, of jy en jou man, wie ook al, dit kan doen en kan groei tot eer van die Here, want ons wil in 2025 werklik reg begin. So, wat baie belangrik is om te verstaan hier by Efesiërs 5 is, ons praat van die man en die vrou, maar ons moet weet dat die huwelik is 'n afbeelding van Christus en sy kerk. En dis baie belangrik vir ons om te verstaan. Dis eerste primêr Christus en sy kerk. Daai voorbeeld word gebruik hier in hoofstuk 5. En dit is hoekom God vir ons die huwelik ingestel het, is om eerstens om vir ons te wys hoe Christus en sy bruid, hoe Christus in die kerk funksioneer, en dan ook omdat hy vir ons lief is, en ek dink ons almal kan getuig daarvan, ons beleef daai liefde in ons lewens, met ons mans of ons vrouens. As jy 'n man is, het jy 'n vrou, as jy 'n vrou is, het jy 'n man. Miskien klink dit weird, maar vir die wêreld is dit iets wat, regtig, 'n man vir 'n vrou en 'n vrou vir 'n man, dit is actually hoe dit is, want Genesis 1 sê dit, en God het dit so ingestel. So dis baie belangrik om dit te verstaan. Okay, so that's besides the point. Wat belangrik is om te verstaan dat wanneer daar gepraat word van die man en die vrou in Efesiërs 5, is dit eerstens Christus en sy kerk, en die huwelik word daar afgebeeld. Okay, so dit is 'n manier om te kyk, ons kyk na Christus en sy kerk en die liefde wat hy gewys het vir die kerk lief, hy sorg vir die kerk, en hy gaan uit sy pad uit vir die kerk. En nou vat ons dit en ons pas dit toe op die man en die vrou. En dit is waar ons nou is. So ons weet wat die konteks is, ons weet waar ons begin, maar nou vat ons dit 'n tree verder en sê ons maar, okay boys, hoe kan ons dit uitleef, boys and girls? Hoe kan ons dit uitleef? En dis baie belangrik. So, cool. Vandag is ons by vers 29, en môre is die 7de Januarie, môre gaan ons net die rol van die man en die rol van die vrou, actually eers die rol van die vrou, en dan die rol van die man gaan ons bespreek. So, regtig, jy kan dit volg as 'n Bybelstudie, ek dink is 'n baie cool idee. Maar ja, ons sal maar kyk of baie traction hy kry. Efesiërs 5 vers 29, en moet ons onthou, vers 21 het gesê, uit eerbied vir Christus moet ons aan mekaar onderdanig wees, en ons het gesê, onderdanig is nie 'n bad ding nie, is nie 'n slegte ding nie.
Onderdanig is 'n goeie ding. Onderdanig is ons het respek vir mekaar. Hoekom het ons respek vir mekaar? Hoekom is ons lief vir mekaar? Uit eerbied vir Christus. Dit gaan eers oor Christus en dan gaan dit oor jou vrou en dan gaan dit oor jou as man en vice versa. Met die man en die vrou. Dan is dit die opdrag aan die vrouens. Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. Ons gaan môre spesifiek daarop infokus wat die rol van die vrou is en dan ook vers 25 en af wat die rol van die man is. Die mans sal sekerlik onthou julle moet julle vrouens lief hê sodat Christus die kerk lief gehad het. Daar sien ons weer daai tema van Christus en die bruid. So sal julle doodgaan vir julle vrouens. In die vorige video het ons dit gevra. Want dit is die liefde wat jy moet hê vir jou vrou. Vandag gaan ons 'n bietjie verder. Ek gaan vers 28 en 29 lees. Daar staan, die mans behoort hulle vrouens so lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk gedoen het, omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is. Vers 29, inteendeel, hy voed en versorg dit. So nou weet ons moet nie net doodgaan vir ons vrouens nie, mans, maar nou hoor ons, ek weet nie hoekom ek so naby in hierdie mikrofoon nie, nou hoor ons, dat ons moet ons vrouens voed en versorg, en wanneer ons kyk na, en ons gaan dit môre sien, by die rol van die vrou, dan is daar's 'n give or take, soos wat die Engelsman sê. Jy weet, daar is 'n bietjie van albei na albei kante toe. So ons sal opdragte sien wat oorvleuel tussen die man en die vrou. Inteendeel, hy voed en versorg dit. Okay, so hoe voed ons en hoe versorg ons soos Christus met sy kerk doen? Eerstens moet ons sien dat hierdie voeding en hierdie versorging is nie net 'n fisiese, soos, moet nou nie dink dat ek sê vandag, luister, jy met jou vrou voed en versorg, so gaan braai 'n stuk wors of 'n stuk chop en sit dit in haar mond en jy weet, ek het haar gevoed, ek het haar versorg, water vir haar gegee, nou is dit gedoen nie. Hierdie voeding en hierdie versorging is eerstens op 'n geestelike vlak. En dit is baie belangrik. Hoe voed ons nie net ons vrouens nie, maar ons self geestelik? Ek dink hierdie video kan seker 3, 4, 5, 6, 7 ure wees as ons begin uitfigure, kyk, hoe baie goed is daar waarmee jy jouself kan voed, en dis obviously verkeerde goed. Ek meen, as jy jou foon optel en jy YouTube of Facebook of wat ook al, en soos die Engelsman sê, jy gaan down the rabbit hole, dan kan jy nogals redelik ver in goed ingaan, en al die algoritmes en algorithms en al die dinge kan jou vat na 'n plek toe wat dis video op video op video op video, en hulle kan hierdie idee in jou kop insit, soos wat ons nou sien met al hierdie woke goeders en LGBTQ+, ek kan nie meer die res van die goed onthou nie, ek het ophou kyk, maar die wêreld kan 'n idee in jou kop insit van hoe jy moet voed en hoe jy moet versorg. Ons as gelowiges kan teruggaan en sê, okay, right, boys, hoe doen ons dit? Boys and girls, hoe doen ons dit? Hoe voed en versorg ons? Mans, en ek sukkel self nog hiermee. Dit is vir my nog 'n ding waarmee ek self in my eie lewe worstel. Ek voed en versorg my vrou en my kinders deur vir hulle te sê, dis wat reg is en dit wat verkeerd is. Ek sê dit nie omdat ek hierdie verskriklike heilige mens is en nie, dis nie hoekom ek dit sê nie. Sê dit want ek weet, as die hoof van die huis moet ek dit sê. En ek moet dit nie net sê nie, ek moet dit leef. So ek streef dit na, en die belangrike ding wat ek raak gesien het in my lewe is, en ek glo baie ouens kan saam my getuig, sê jammer. As jy 'n fout gemaak het, as jy verkeerd gemaak, jy weet, as jy droog gemaak het, sê jammer, luister, ouens, ek het droog gemaak, ek het hierdie ding nie reg hanteer nie, ek het te gou kwaad geword, of, jy weet, ek het hierdie ding gesê wat ek nie moes gesê het nie, of, jy weet, ek het jou miskien bakslaag gegee, en ek het die situasie verkeerd verstaan, of wat ook al dit mag wees, sê jammer. Want dan sien hulle, jou kinders nou, en ek dink, jou vrou ook, sy sien, luister, maar ek maak foute, maar weet jy wat, ek staan op, en ek probeer regtig om die regte ding te doen. So, voeding en versorging is
ek bid vir my kinders, ek bid vir my vrou. Ek sê nou kinders, ek sê vrou, want ek het 'n vrou en ek het kinders. As jy dit nie het nie, as jy nog nie daar is op jou lewenspad nie, of as jy glad nie soontoe gaan op jou lewenspad nie, mens weet nie wat die Here vir jou beplan nie. Voeding en versorging is nie net vir mense daar buite nie, dit gaan oor jouself ook. So ek voed en versorg myself deur die woord van die Here. Vir my prakties is dit 'n ding wat ek tel na my foon op, want ek wil vir julle wys, ek hoop ek kan. Maar hoe ek voed en versorg is, ek gaan letterlik na, ek het 'n Bible app op my foon, en dan, kom ons kyk of hulle kan wys, of julle dit kan sien. Ja, nee, ja, is dit daar? Ja, okay. So, dis 'n Bible app, ja, okay, ek sal dit vir julle link, en elke dag is daar soos 'n verse of the day, en jy kan dit in Afrikaans en Engels kry, jy moet nie bekommerd wees nie. Daar's planne op, daar's al die tipe dinge op, want die eerste ding wat ek doen in die oggende, dalk nie die beste ding nie, maar eerste ding wat ek doen in die oggende is ek word wakker, ek tel my foon op en ek kyk, okay, hoe laat is dit? Nommer 1. Want gewoonlik word ek voor my alarm wakker, en dan, wat is aan die gang in die wêreld? So, dat ek my water vat. Why? Okay. Jy wil weet wat aan die gang is in die wêreld, miskien het iemand my gebel deur die nag, miskien het ek 'n e-pos gekry, miskien het iets gebeur, ek is 'n predikant, so sulke goed gebeur. Maar wat vir my nice is dat ek tel my foon op en ek wil begin met voeding vir die dag, regte voeding. So ek wil 'n teksgedeelte lees, ek het nou vanoggend byvoorbeeld, jy tel jou foon op en jy sê Johannes 3 vers 21, maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. So, jy begin jou vers, jy begin jou dag met 'n vers, jy begin jou dag met, Here, ek is nie genoeg nie, ek is sondig, ek val, dalk het ek gister geval, dalk gaan ek vandag val, maar Here, ek vra, help my en lei my, en maak my sterk deur hierdie dag. Dis hoe ek, as mens my dag wil begin, as man van die huis, wil ek my dag so begin. Nie om enige ander rede nie, en dit is nie 'n show and tell ding nie, ek wil nie vir die hele wêreld, kyk, ek het nou hierdie vers gelees, en dit op Instagram en alles gaan sit, en te kere gaan en sê, maar, dit gaan eerstens oor my verhouding met God, hoe ek gaan leef, hoe ek daai naaste liefde, soos het Romeine 13 vir ons lees, die agape liefde, hoe ek daai liefde gaan uitleef, tot God en tot my naaste. So, dis hoe ek myself begin voed. Vir my is dit baie belangrik, ek bid vir my vrou, ek bid vir my kinders. Maar ek sê nie net, ek bid vir hulle nie. En dis ook 'n ding wat vir my lank gevat het om te kan doen. En dit klink miskien weird, maar vra jouself die vraag af, hoe baie het mense wat naby is aan jou vir jou gebid, soos jou hande gevat en gesê, weet jy wat, ek wil vir jou bid. So, dis 'n intieme oomblik wat jy mag deel saam met jou vrou of saam met jou kinders. So ek sal nou vir jouself wat sê, weet jy, ek wil vir jou bid. Of ek sal een van ons kinders van sê, kan papa vir jou bid. En ja, dan kom my tye wat nie, my sien dit maar, en hulle is nee, is nie nodig nie. En so ek sê, maar papa gaan in elk geval maar vir jou bid. En weer eens wys dit nie net vir hulle wat die regte ding is om te doen nie, maar wat hulle eendag kan verwag, en wat hulle eendag moet verwag in 'n huweliksmaat, en wat hulle eendag moet doen vir hulle kinders. So bid vir hulle. Voeding en versorging is nie net om te gee nie, maar om deurlopend seker te maak dat nie net jy nie, maar jou vrou, en ek gaan nou net fokus op die man en die vrou, dat jy en jou vrou versorg bly, en ek hou daarvan om die voorbeeld te gebruik van die kar, en dit is, as jy 'n kar gekoop het, dan ry jy nie vir altyd net met die kar nie, jy moet brandstof ingooi, en jy moet dienste doen, jy moet die kar was, en dis dieselfde met die huwelik, is dit nie so nie, asseblief verstaan my reg, jy moet maintenance doen, jy moet tyd maak vir jou huwelik, en gaan dink 'n bietjie,
waar jy is in jou huwelik, of waar jy dalk was in jou huwelik, en waar jy 'n moeilike tye beleef het. En ek wil sê 80% van die kere is dit so dat as jy op 'n slegte plek is en as jy miskommunikeer en as jy nie op 'n lekker, jy weet, wavelength is nie, dan lees jy nie saam Bybel nie en jy bid nie saam nie. En jy groei nie saam geestelik nie. En dis moeilik in vandag se dag en tyd om dit te doen, maar dit is noodsaaklik om dit te doen. Net vir 20 minute of half jy die TV afsit in die aande of nie op jou foon skraal nie. Ek val met dit. Soos my vrou sê vir my gereeld, soos jy's op jou foon. En ek soos, okay. En dan weet ek, jy moet nie op jou foon wees nie. So Tannie Siri van die iPhone sê nou al vir my, ek is so lank op my foon en dan weet ek, okay, dis nou genoeg. Nietemin, ons kan so vasgevang word in al hierdie goeders dat ons onsself nie voed nie en dat ons onsself nie versorg soos wat die Bybel wil hê, soos wat God wil hê ons moet doen nie. So kom ons gaan kyk na daai woord. Ek check hierdie video raak nou 'n bietjie lank, maar kom ons gaan kyk dalk na daai woord. Ek het dit hier voor my oop. Ek gebruik Bibleworks vir die wat dalk gewonder het. Efesiërs 5 vers 29. Ek gaan eers die 83 lees, dan die 33, 53 en dan die Engels. Want niemand het tog ooit sy eie liggaam gehad nie, inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen. So weer eens sien jy soos Christus met sy kerk doen. Dis die uitgangspunt. 33, 53 sê, want niemand het ooit sy eie vlees, liggaam, gehad nie, maar hy voed en koester dit. Okay, koester dit. Hy beskerm dit. Hy sorg daarvoor. Net soos die Here die gemeente. Okay, cool. So hier het ons, tussen die 83 en die 33, het ons die verskil tussen nie versorg nie, maar koester. So, ja, ons kan sê die woorde is baie in lyn met mekaar. Koester is vir my 'n kosbare woord. Koester is 'n kosbare woord. Want koester wys op daai, jy weet, ek hou jou vas, maar ek sal 'n bullet vat vir jou. Dis koester. Ek beskerm jou. So kom ons kyk net gou vandag hierso na hierdie Grieks en dan kan ons 'n bietjie gaan en net 'n bietjie kyk om te haat, okay, maar om te laat groei, okay, ja, so te laat groei. Okay, so hier is die eerste woord wat ons hierso het, en dit is ek tref jou, ja. En hierdie woord is om, ja, die Engels sê to rear, to bring up. The ESV sê, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church. Okay, cool. So, om te groei, hy voed dit, hy laat dit groei. En dis 'n vraag wat ons onsself moet vra is, groei ons geloof? Of staan ons geloof stil? Groei ons geloof of staan ons geloof stil? Om het te laat groei en te laat salpo. Okay, to cherish and comfort. Okay. Om het te laat groei en om dit te versorg. Ons kan hierdie woord versorg kan ons dalk so 'n bietjie anders verstaan. Kom ons kyk 'n bietjie verder hierso. Om dit te laat groei en dit te versorg. Dit is vir my intieme woorde. En as ons kyk na hierdie voed en koester of voed en versorg, wat ook al of waarmee ook al jy dit wil vertaal, ek dink altyd vertalings is mooi, maar die koester is vir my regtig mooi. Dis iets wat ons beskerm. En in 'n wêreld wat vir ons sê, maar weet jy wat, dis maklik om, as hierdie huwelik nie werk nie, dan, jy weet, gaan nie volgende een toe. Daar's iemand beter vir jou. Daar's iemand anders vir jou. In 'n wêreld wat vir jou dit sê, dis mainstream media wat vir jou dit sê, word ons anders geleer deur die skrif. Koester. Beskerm dit. Maar jy moet dit voed. En ek het dit in die eerste video gesê, dit beteken nie dat ons moet
soos robotte elke dag vir 'n uur of 2 ure lank Bybel lees nie. As jy kan, great. Maar neem in wat jy lees en bid dat die Gees jou sal lei en sal ryp maak vir die woord van die Here en gaan leef dit. So, as ons nou gaan kyk na, soos ek gesê het, môre gaan ons kyk na die rol van die man en die rol van die vrou, maar as ons nou gaan kyk na die voed en versorg. Mans, ons weet ons moet voed en ons weet ons moet versorg en ons weet ons moet dit doen tot eer van die Here. Hoe voed ons? Eerstens, voed jouself. En jy voed jouself met die woord. En as jy nie die hele tyd 'n Bybel by jou het deur die dag nie, gryp die foon. Gryp jou foon. Doet jy is 80% van die dag in elk geval op jou foon. So gryp jou foon. Kry vir jou die Bible app. Ek gaan kyk of ek dit weer kan doen. Nee, hy wil vir een van die wil hy dit nie doen nie. Okay, maar anyway, julle kan daar's hy. Yes, ek het hom. Okay, cool beans. Kry vir jou die app op die foon. Voed jouself. En dis waaroor hierdie reis gaan. As jy nie weet om jouself te voed nie, ek was ook daar. So skiet vir my 'n e-pos en sê luister, maar ek weet nie waar om te begin nie. Ek voel ek is so ver verlore, ek weet nie wat om te doen nie. Kom ons figure dit uit saam. En dan versorg dit. Versorg nie net jouself nie, maar versorg jou vrou, versorg jou kinders, bid vir hulle, lees saam met hulle, leer hulle. In 'n wêreld wat vir ons wil sê, maar mans is nie meer regtig mans nie, hulle kan sommer nou vrouens wees, en vrouens is nie meer regtig vrouens nie, hulle kan sommer mans wees, almal kan kies wat hulle wil wees, almal kan hulle eie identiteite kies, dis die wêreld waarin ons lewe, ek is nou weer besig om baie naby in die mic te gaan, maar dis die wêreld waarin ons lewe, in 'n wêreld wat vir jou sê, maar jy kan jou identiteit kies, sê ons nee, ons identiteite is in Christus, en dit is hoe ek wil lewe. En dit is wat ek wil nastreef. Okay, so ek sien dit in Efesiërs 5, Christus en die kerk, dis die voorbeeld wat vir ons gegee word, en nou is dit die man en die vrou. Voed en versorg. Onthou wat Christus gedoen het vir die kerk. Alles. Hy voed, hy versorg, hy beskerm. En dis ons uitdaging. Kom ons voed en versorg en beskerm die mense wat naby ons is, ons vrouens, ons kinders, veral in vandag se tyd, ons het dit broodnodig dat mans opstaan en dit doen. En waar daar nie mans is nie, vrouens, ons weer al sterk vrouens ook, doen dit. Dit is so bitter belangrik. Okay, so môre gaan ons aangaan en dan gaan ons net verder gaan met die rol van die man en die rol van die vrou. Ek is nog besig om te bid oor Efesiërs 5 vers 18, die drankvers. Ek is regtig besig om te bid daaroor, want ek dink dit gaan 'n groot impak hê op baie mense. Dit het 'n baie groot impak op my. En weer eens asseblief, subscribe en hou daarvan. Hou van die video. Hou van die Bybel en leef dit. Voed en versorg jouself, deel so ver as wat jy kan en mag dit vir jou 'n wonderlike dag wees en vrede vir jou.